julle, Amy. En Annemay. Ons het die week gaan kyk oor hoe die OG Kerk sy verhoudings gewerk het en hoe hulle saamgebind was. Handelinge 4 gaan oor hoe die eerste gemeente nie net saam geglo het nie, maar saam gebid het, gedeel het en gepraat het oor Jesus, selfs in moeilike tye. Die kerk is nie net 'n plek om iets te kry nie, maar om soos 'n familie saam te groei, gee en oor Jesus te gesels. Hulle het geweet dit is belangrik om saam te werk as een van die liggaam van Christus. Elkeen van ons het 'n belangrike rol om te speel. Dit wys dat ons nie net vir onsself in die kerk was nie, maar ook om die liefde vir Jesus vir ander te wys. Selfs wanneer ons onderdruk is, gaan dit oor unity. Dit is valid vir vandag se kerk, so ook vir jou en vir my. Ja, dit gaan nie net oor dinge ontvang nie, maar eerder hoe ons die kerk bou en ander help groei in sy liefde. Ons challenge vir die week is om te dink aan mense, saam met wie jy meer oor God wil leer en saam met wie jy wil bid. Reël om met een of twee van jou pelle op te meet en oor God te praat en saam hulle te bid. Dit help jou om nie net in die kerk te groei nie, maar ook daar buite in jou daaglikse lewe. Okay. Kom ons bid vir die week wat voorlê. Jesus, dankie dat U my kan leer hoe om saam met 'n gemeente te kan werk en om U liefde te share. Here, help my om na die kerk toe te kom, nie net om iets te ontvang nie, maar om iets te gee en om vir ander te help en om van U te getuig, selfs wanneer dit moeilike tye is. Ek bid dat ek die week in die gemeenskap 'n verskil kan maak, al is dit by die kerk en of is dit by die skool. Gee my die vrymoedigheid om oor U te praat en om 'n lig te wees in donker plekke. En altyd te onthou dat ek nie net deel is van die kerk nie, maar deel is van 'n familie wat U liefde uitdeel. Together, we are one big family. Why alone?